Goeiemôre, liewe medegelowiges. Dit is ook 'n voorreg om vanaand hier by julle te wees. Ons begin ons erediens met die woorde van Psalm 43. Stuur u lig en u waarheid, dat die my lei en my bring na u heilige berg, na u woning. En elkeen wat so sê word geantwoord deur die seën van die Here. Hy sê ook vanoggend vir ons: genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing saam Skrifbreuking 2:5, Skrifbreuking 2:5, waar ons onsself ook verwonder oor die heerlikheid, die onbegryplikheid, die liefde en die sorg van God, oor dieptes vol geheimenis wat vir ons oog onpylbaar is. Kom ons sing hierdie 3 verse en dan bid ons saam. Ons Vader in die hemel, ons dankie dat ons ook vanaand tot U mag nader. U wat almagtig, groot, heerlik is. U wie se wese ondeurgrondelik is. Maar Vader, U deurgrond ons. U weet ook waarmee ons sit, waarmee ons worstel, wat swaar op ons gemoed lê. En ons dankie dat ons ook in hierdie week wat verby is, kon sien dat U ons land genadig was, dat U die verskriklike aanslag, en ons glo dit was U, wat dit beëindig het, wat ons gebede geantwoord het. En ons wil ook bid vanaand, en besonder ook vir ons land, vir die staatspresident, en almal wat regeer, dat U hulle die wysheid
en die insig sal gee om volgens u woord en u wet te regeer. Maar ons elkeen, o Vader, dat ons ook reg sal reageer op dinge wat in ons lewe gebeur, dat ons nie deur woede, haat, bitterheid, al die vrug van die vlees weggesleur sal word nie, maar dat ons ook in hierdie tyd die vrug van die Gees sal dra, dat ons sal lief hê, al is die mense so onlieflik, dat ons vrede sal hê, al stook die mense vure van haat, dat ons vreugde sal hê, al is daar so baie waaroor ons treur. Vader, ons bid ook vir geduld om op u te wag, en te weet u sorg en u dra, en u sal ook uiteindelik die wêreld verander. U gee vir ons 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. En ons bid dat die vrug van die Gees nog steeds en meer in ons sal groei, en dat dit ook voordelig vir die mense om ons sal wees. Ons bid, Vader, dat in hierdie tyd u kerk sal dra, dat ons werklik die lig sal wees wat hierdie land so nodig het, wat die wêreld so nodig het. Vader, ons bid vir elke gelowige wat in hierdie tyd hartseer is oor geliefdes wat hy of sy aan die dood afgestaan het. En dit is feitelik ons almal, o Vader, ons almal is in rou oor iemand wat ons ken. En ons bid dat u deur die Gees ook hierdie trane sal afdroog, dat u ons nuwe krag sal gee. En dat ons sal weet, dit is nou ook 'n tyd om onsself te verdiep in u woord, om te groei na Christus toe. En ons bid vir die genade om dit te kan doen. Ons bid dat u ons deur die Heilige Gees sal bestuur. Ons wil ook vanaand se erediens aan u opdra, Vader, ons bid dat u deur die Gees in ons harte en gedagtes sal werk. Dat dit wat ons sê en dink, tot u verheerliking sal wees. Ons bid dit alles in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons sing nou weer uit Skrifbreum 8:1. Dit is die belofte wat die Here gegee het van die Heilige Gees wat op sy volk uitgestort sal word. En dan veral die einde van hierdie skrifbreum waar hy sê, ek sal die land van, en julle sal die land van seën deur my seën weer verkry, waar ek 'n God sal wees vir julle, en julle 'n volk sal wees vir my. Kom ons sing dan hierdie skrifbreum, al twee die verse, en daarna sal ons uit Eksodus 25 lees. Die
Ons lees vanaand uit die woord van die Here, Eksodus 25 van vers 31 tot 40. Dit is nog steeds waar die Here met Moses praat op die berg, waar hy hom verskillende opdragte gee. Ons lees van vers 31. Jy moet 'n kandelaar van suiwer goud maak. Dit moet van geslaag goud wees, sodat die kandelaar se voetstuk, stam, blomkelke, knoppe en kroonblare, alles een geheel is. Daar moet 6 arms uit die stam vertak, 3 aan elke kant. Daar moet ook 3 blomkelke in die vorm van amandelbloeisels met knoppe en kroonblare aan elke arm van die kandelaar wees. So moet dit wees vir al 6 arms wat uit die stam van die kandelaar vertak. Vir die hoofstam van die kandelaar moet daar 4 blomkelke in die vorm van amandelbloeisels met knoppe en kroonblare wees. Verder moet daar 'n knop wees onder elke paar arms van die kandelaar. 3 vir die 6 arms wat uit die stam van die kandelaar vertak. Die knoppe en die arms moet alles wees uit 1 stuk suiwer geslaag goud. Jy moet 7 lampies maak en dit so op die kandelaar vassit dat dit lig gee na sy voorkant toe. Die pithouers en bakkies van die kandelaar moet van suiwer goud wees. Al hierdie voorwerpe moet uit 34 kilogram suiwer goud gemaak word. Sorg dat jy dit maak volgens die plan wat vir jou op die berg gewys is. Geliefdes in die Here, ons is eintlik saam met Moses op die berg. En dan sê hy vir ons, die Here sê vir ons, ek sal sorg dat daar lig is waar ek gedien word. Die Here is nie soos die okkulte en die valse godsdienste wat in donkerte die dinge doen nie, soos 'n waarsêry waar dit donker in die kamer moet wees nie. Nee, die Here sê, waar hy gedien word, daar moet daar lig wees, want hy is lig. Hy is die lig in hierdie donker wêreld. En hy bring die lig. En dit is dan wat hy vir Moses sê. Ek bring lig vir julle. En dit is veral na hierdie week wat verby is, dit is 'n boodskap wat ons elkeen nodig het om te weet, die Here bring lig. Die wêreld, die duiwel, die bose geeste bring duisternis, hulle bring chaos, hulle bring wanorde, hulle bring gemeenheid, moord, roof, al daardie dinge. Maar die Here is die een wat die lig bring. En hy verkondig dit deurdat hy vir Moses die opdrag gee, maak 'n goue kandelaar en sit hom presies daar in die heilige. Dat dit lig kan wees. Daar waar hy gedien word. Daar waar die tafel is met die toonbrode, waar die gemeenskap en die versorging van die Here uitbeeld met sy volk, daar waar die goue wierookaltaar is, waar die gebed van die volk uitbeeld. Daar moet dit lig wees. Die kandelaar vertel van die heerlikheid en die heiligheid van die Here. Want dit is 'n heerlike stuk, meubelstuk wat die Here daar laat neersit in die heilige. Ons lees hier 34 kilogram goud. Dit is baie goud.
En daai tyd en vandag is dit baie geld wat daardie goud kos. En die vreemdste vir ons is dat die gewone Israeliet het dit eintlik nooit gesien nie. Want as dit vervoer is, moes dit toegemaak word. En die mense wat dit toemaak, moet met hulle rug na die kandelaar gestaan soos met al die tempelmeubels, die tabernakelmeubels, dat hulle nie daarna kyk nie. Maar hierdie goud wys een ding. Die Here is heerlik. En sy heerlikheid is kosbaar. Want dit is nie net 'n weggesteekte, verborge goud nie. Dit word verkondig. Dit word neergeskryf in hierdie boek van Exodus, sodat die hele volk sal weet, daar waar die Here gedien word. Dis nie 'n goedkoop affære nie. Dis kosbaar. Sy diens is duur. En hy stel hoog prys daarop. En dit is sekerlik vir ons ook van toepassing. As ons hierdie week wat verby is gedink het, wat gaan aan? Dan sou dit ook vir ons duidelik geword het, wat is vir ons kosbaar? Is ons so bekommerd gewees oor ons lewe, oor ons ekonomiese voortbestaan, oor ons finansies, oor ons besighede, of was ons grootste skat nog steeds, dat ons aan Jesus Christus mag behoort? Was dit vir ons die kosbaarste? Die kandelaar wys ook die heiligheid van die Here. As hy vir Moses sê, hoe word hierdie kandelaar gebou? Volmaak, simmetries, mooi. En die getal 7 weet ons is 'n heilige getal. In Openbaring lees ons dat 7 is, as hy praat van die 7 geeste om die troon, is dit eintlik 'n sinoniem vir die Heilige Gees. Die Here is heilig en hy wys dit met die kandelaar. Dit beteken daar is by hom geen sprake, geen iets van sonde of boosheid. En omdat hy heilig is, sê hy ook vir sy mense, ek die Here julle God is heilig, wees julle dan heilig, soos wat ek is. Psalm 119 kan ons lees as die langste psalm wat een gebed is tot heiligmaking, waar hy gedurig bid, Here, laat my lewe om u te loof, laat ek u wet nie vergeet nie, skryf dit in my, wees met my besig. En soos elke kind van die Here, omdat jy kind van die Here is, nie, jy wil nie heilig word om 'n kind van die Here te word nie, jy is een en daarom wil jy heilig word, daarom bid jy ook, Here verander my, skryf u gedagtes, u wet, u bepalings in my hart, maak my bewus van hoe u is, en hoe ver ek nog van u is, hoe sleg ek by u pas, as dit nie deur die bloed en die intrede van Christus was nie, verander my. Die heiligheid van die kandelaar roep ons tot bekering, en roep ons tot 'n gebed, en 'n leefwyse waar ons met die Gees vervul word. Die kandelaar is gemaak om soos 'n amandelboom te lyk. As ons hier lees, dan stem alles ooreen met 'n amandelboom, die bloeisels, die kelke, die kroonblare, die knoppe. En daarmee sê die Here vir Moses eintlik,
Die boom van die lewe word teruggebring na julle toe. Met die sondeval is julle weggejaag van die boom van die lewe en daar's engele gesit, gerubs, om te keer dat julle terugkom en boom van die lewe eet. Nou bring hy wat die Here is, die boom van die lewe terug. En hulle kan weer eet, hulle kan weer lewe. Want waar die Here se lig skyn, daar kom lewe. En waar mense van die boom van die lewe eet, daar kom verandering. Ons het genoeg van die boom, soos dit in die nuwe vertaling staan, van alle kennis, die boom van kennis van goed en kwaad geëet. En dit maak ons dood. Ons het dit ook hierdie week in ons land gesien. Mense wat van die boom van gierigheid, gulsigheid, woede eet. Hulle maak dood en hulle gaan dood. Die Here sê nee, ek gee vir julle die boom van die lewe, waardeur julle geestelik weer lewend word. Nie dat ons dit verdien nie, maar dit is wat die Here vir sy volk gee. Hy gee vir hulle lewe. En vir elkeen wat vanaand dood voel, want ons voel so gou dood. Miskien is dit skuldgevoel oor dinge wat jy steeds doen of jare terug gedoen het, dat daardie skuldgevoel jou jaag. Die Here sê, ek gee vir jou die lewe. Ek gee vir jou 'n nuwe status. In Christus is jy nie meer dood in jou sonde nie. Jy leef in Christus. As jy verslaaf is, en daar's verskriklike ontstellende statistiek oor verslawing. Nie net aan dwelms en drank nie, aan pornografie, aan koop, aan rusie maak, dan sê die Here, ek is die een wat jou bevry. In Christus is jy vry. Wees dan wat jy in Christus is. God gee vir jou hierdie kandelaar waaruit jy kan lewe. Uiteindelik profeteer die kandelaar ook oor Jesus Christus. Jesus het die wêreld kom verlig. Die kandelaar het die heilige kom verlig. In Johannes 1 lees ons dat Jesus het gekom as lig na hierdie wêreld toe. En in Johannes 8 sê hy, ek is die lig van die wêreld en vir die wêreld. En elke wat na my kom, sal nie meer in die duisternis leef nie. Want ons weet die duisternis, soos dit in Johannes 1 staan, wil nie die lig glo nie, bestry dit, kan dit nie verstaan nie, probeer dit uitdoof, maar die lig sal skyn. En dit weet ons, soos wat die Here vir Moses gesê het, hierdie kandelaar moet altyd sy lig skyn, hy moet nooit uitgedoof word nie. So weet ons dat die lig van ons Here Jesus sal nooit in hierdie wêreld uitgedoof word nie. Al waai die winde van onreg en onheil hoe hard. Soms in die kerkgeskiedenis sien ons juis dat as die vervolging en die verdrukking van die gelowiges op die ergste is, dan is dit asof dit soos wat jy 'n braaivleisvuur met jou asem laat opvlam, dan is dit asof die kerk herleef en groei. En mag dit ook in ons tyd gebeur. Mag
ons ook deur die lig van ons Here Jesus bestraal word. In Johannes 8 sê Jesus, die wat in die lig staan, hulle weet waar Jesus vandaan kom. Hulle weet hy is die Seun van God, wat vanuit die heerlikheid wat hy saam met die Vader geniet het, 'n mens geword het. En dat hy ons sonde gedra het, dat hy die sonde oorwin het, en dat hy ons saam met hom in die heerlikheid opneem. Ons weet waarheen hy gaan. Hy sit aan die regterhand van God, en hy kom weer. Die Jode het hierdie lig gehad, maar hulle het dit verwerp. Jesus sê, die wat die lig het, verbly hulle oor hom. Die Jode het die lig van die woord gehad, maar hulle het die genade daarin misgekyk. Hulle het nie insig gehad nie. Hulle het van die woord 'n reëlboek, 'n resepteboek gemaak, in plaas van God se belofte van verlossing, wat hy werklik maak, en wat hy werklik maak in Christus, en wat hy werklik maak in die kerk. Uiteindelik is die kandelaar ook 'n profesie oor die kerk van ons Here Jesus. Want voordat Jesus opvaar na die hemel, vra die disippels vir hom, Here, gaan u in hierdie tyd die koninkryk vir Israel herstel? En dan sê Jesus, nee, nie ek nie. Julle gaan my getuies wees. En in Matteus 5 sê hy, julle is die lig vir die wêreld. Julle is die kandelaar wat gesit word in die wêreld, sodat mense kan sien, Jesus is Here, en dat mense kan kom tot aanbidding van hom, en geloof in hom, en dat hierdie lig oor die wêreld kan versprei. En die lig word uitgestraal, wanneer, soos die Here vir ons sê in Sagaria 4, wanneer ons die brandstof, die olie vir die lig, vanaf die Heilige Gees kry. In Sagaria 4 sê die Here, hoe gaan die kerk hier op aarde werk? Nie deur mag of geweld nie, maar deur sy Gees. So laat die Here ook vandag in Suid-Afrika, in Noord-Korea, in die islamitiese lande, in die sekulêre westerse lande, sy lig skyn deur geesvervulde gelowiges. Gelowiges wat weet, God is lig. En omdat hy lig is, laat hy sy lig skyn. En hy maak van die kerk, hy maak van hierdie gemeente, maar ook van elke gelowige, maak hy 'n kandelaar, dat my en jou lewe in 'n donker wêreld van sy heerlikheid vertel. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, ons dankie vir lig in 'n verskriklike donker wêreld. En as ons daaraan dink, dan was die wêreld maar nog altyd donker, maar U nog altyd lig. En ons bid, Vader, laat U lig skyn. En ons bid, Vader, maak ons, wat ons in Christus is, die lig vir hierdie wêreld. Ons bid dit in sy naam.
Amen. Sing nou Psalm 84. Psalm 84, vers 1 en 2, waar ons ook sing van die heerlikheid van God se woning en waar ons tuis kan wees. Wat 'n voorreg. Kom ons sing Psalm 84, vers 1 en 2. U het nou geleentheid om u dankoffers te bring en daarna sing ons die aandgesang lied 563. Aan u o God my dankgesange, u wil ek in my aandlied prys, al kwyn die sonlig teen die hange, u lig, my lig sal hoër rys. U het my met u guns versadig en as 'n Vader my beskerm, met seëninge so milddadig, u dag en nag oor my ontferm. Ek weet aan wie ek my toe vertrou het, al wissel ook dag en nag. Ek ken die rots op wie ek gebou het, van wie ek al my heil verwag. Eens aan die einde van my lewe sal ek van sorg en moeite vry, vir elke dag my hier gegewe. U hoor reiner loflied wy. Oh,
ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede